Goeiemiddag, ek gaan nou vir my tekenboek maak. Ek het die idee op YouTube gesien en baie mense het dit gedoen. En vandag gaan ek dit vir myself probeer, maar met ander tipe maniere. Soos 'n ander tipe gom en 'n ander tipe papier. Ek het net hierdie 200 GSM papier wat ek hier gebruik. So, jy sny hulle dieselfde grootte en dan plak jy hulle aan mekaar. Dan vou jy dit weer soos jy dit wil hê. In die grootte, as ek nou hier so maak, en dan maak jy seker, jy het alle opkante na mekaar, en dan sit jy dit so by mekaar, en skit, om hulle mooi gelyk te kry. Hulle nou nie een langer en hoër is as die ander een nie, maak seker, hulle is allemaal mooi gelyk by mekaar, soos hier so. Ekskuus as ek bietjie uit beeld uitgaan, ek is nog nie met die stories, my eerste opname wat ek self doen, gewoon ek het my man my help, maar ek moet dit ook seker self leer doen, en so gaan ek hulle nou almal aan mekaar plak. Ek het omtrent so 9 bladsye is A4 bladsye wat ek te word gevou het, en soos jy kan hier so sien, en te word gevou het, en nou plak ek hulle so netjies gelyk aan mekaar, op mekaar, kyk dat hulle mooi gelyk is, en as ek nou daar plak hulle nou allemaal so saam, totdat die hele boek nou klaar is, so daar is nou nog 2, 4, 6 wat ek moet plak. Ja, ek het nou onlangs begin met YouTube, so 'n bietjie oor myself, ek het afgetree, en hier in die Kaap kom bly, in Suid-Afrika, en toe moes ek iets vind om myself besig te hou. Ek is eintlik, soos hulle sê in Engels, 'n fine artist, en dit is hoekom ek nou hierdie sketsboekie maak, maar ek doen ook fotoalbums, soos julle al in my ander video's gesien het, wat ek geplaas het, en ek het al van dit verkoop, dit wat julle sien, is bestellings van mense wat ek gemaak het, en hulle vir hulle aangestuur het nadat ek klaar was, en so, en die temas wat ek in die albums plak, of insit, is wat die mense self kies, hulle kies, ek gee vir hulle keuse, hulle kan vir my sê, wat hulle wil hê, die blommetjies, of hulle 'n landskap hê, of diere, soos wat gesien het, die 5 wilde diere op die ene, en ek maak die album, en dan plak ek dit, dan versier ek dit agterna, en dan stuur ek dit vir die mense aan, dit is dan vir hulle foto's, en dan sit ek papiere in, of ek maak 'n koffie daai paperboekie by dit, en dan kan hulle storieetjie vertel waaroor die foto's gaan, waar was hulle toe hulle die foto's geneem het, en dan is iemand dan na hulle foto's kyk, dan sien hulle nie net die mooi album nie, maar hulle kan dan ook die storie lees, wat daarmee saamgaan, ons kyk hoe ver is hy nou. Lyk goed so ver, wat ek my beoog is om 'n sketsboek te maak wat plat is, soos ek wil hier skilder, dat ek kan reg oor skilder sonder om enige soos gare of iets in die middel te hê. So ek sal dit nou, wanneer ek nou die eerste keer in hierdie boek gaan skilder met waterverf, of selfs met akryl en selfs olieverf, of met my, wat hulle noem, alcoholmakers, ek het baie mediums wat ek mee werk, dan sal ek nou dit weer 'n video van dit maak, op hierdie stadium. Is dit nog alles beginne goed wat julle hier sien, is goed wat ek maar nou doen vir die eerste keer, maar ek meen, mense raak nooit te oud om iets niets by te leer nie, en nou dat ek afgetree het, moet ek seker my brein besig hou met iets, en want ek is nie 'n mens wat kan sommer net stil sit nie, ek moet altyd iets ontdek. Ek het nog baie idees in my kop, oor goeders wat ek wil doen en gaan doen, en soos ek vorder, sal ek dan video's maak, en dit op my kanaal sit, en dan kan julle daarna kyk, en dit like en subscribe, en as julle subscribe, dan gaan julle 'n notifikasie of notification kry elke keer as ek iets gepos het, en iets opgelaai het, en dan kan julle dan na die nuwe idee kyk later, wanneer ek nou meer gemaklik is
met die maak van die albums voor 'n kamera, dan sal ek dan nou ook 'n album maak en dit dan vir julle op die video's kamera sit en dit oplaai. Ja, en dan kan julle daar kyk. Hierdie boekie is nou mooi. Hy is 'n bietjie skewerig, maar soos ek sê, dis my eerste keer. En ek is heel gelukkig met hoe hy uitgekom het, so ver. Ja, nee, wat. Nou, ek het nou klaar al die omslag geprint. So ek gaan dit ook nou vinnig doen. Het is gelukkig 'n baie vinnige besigheid, so dit vat nie lank nie. Die knip miskien 'n bietjie lank, dis hoekom ek nou alsmaar klaar alles voorberei het, want ek wil dit te veel tyd opmaak dat mense later verveeld raak om te kyk nie, want die idee hier agter is mos maar dat ek mense se aandag kan kry en hulle leer om ook hierdie goedjies te maak wat ek nou hier maak vandag. Ek van ons lekker saam en ons kyk waar ons uitkom met hierdie. So ek moet net my skerp nader trek, net so by oomblikie. Ek moet my skerp kry en dan die hoeke mooi sny. Lekker mooi omvou, so net so. En so. En dan ook weer hierdie kant. So al 4 kante mooi sny. En ek gaan nou net hierdie ene eers vandag maak. Ek het nog 'n kleintjie ook, maar ek dink ek sal die kleiner ene hou vir 'n ander dag, omdat hierdie nogal redelik aan tyd vat. Ek het vir ChatGPT gevra om vir my die omslag te maak. So ek gaan nou glad nie aan eis en sê ek het die omslag ontwerp nie, want dit is nie waar nie. Ek het gevra ChatGPT moet dit vir my maak, en dit is wat ek gekry het van AI af. En dit het nou heel goed gelyk, en toe dink ek, wag, ek gaan dit nou gebruik vandag. En hierdie wat ek nou gebruik is double-sided tape. Hy laat die ding net lekker stewiger vastpak. En die gom wat ek hierin het is gewone PVC gom, of wat hulle sê houtgom. Ek het niks spesiale gom, dit is net 'n leë botteltjie wat ek daar gebruik het om dit in te sit, wat dit gemakliker maak om die gom uit te kry. En nou as ek kan sien, ek werk maar 'n bietjie vinnig, want ek kan nie van goed stadig en langdradig doen nie. Dis maar hoe ek is, dis my natuur. So, wees maar geduldig met my, want so leer ons maar almal by mekaar ietsie. So wat ek leer, gaan ek nou vir julle leer. En jy kan jou eie sketsboek maak. Ek gebruik sommer eintlik moet jy as jy 'n sketsboek het, dan gebruik jy sketsboek bladsy, dit is 'n A3 bladsy wat ek opgesny het in die helfte om die A4 te kry, en toe vat ek die A4 en vou hom in die middel om hierdie A5 te kry. En die kleiner ene is 'n A6, maar ek sal hom dalk nog ook eendag van hom, ek weet nie of ek van hom ook 'n video gaan maak, maar ek meen as jy die een nou gesien het, dan is dit ons nou nie nodig dat ek nou nog weer 'n video maak van daai ene nie, want mense wil ook nie een ding oor en oor sien nie. So, nou gaan ek net dit 'n bietjie gelyk knip, want hy is nou nie, hy gaan vasklou aan iets, so ek kom nie nou reg knip nie. Ek sien, ja, daar is hy. Perfek. So nou gaan ek hom net so vat en lostrek. En 'n bietjie lostrek hier so. Sy, ek dink net hierdie dan kan mooi loskry, daar sy. Dis die enetjie. En ja, dit is nogal 'n so dan vat ek dit so. Natuurlijk gaan ek nog gom ook opsit, anders dan gaan hy loskom. En dis presies nou wat ek nie wil hê nie. Al gaan ek nog iets binne-in vastplak, want nou gaan ek die bladsye vastplak, dan maak ek hom net so netjies. Plak hom daar vas. En dis ook 'n bietjie hulp van
van hierdie double-sided tape gebruik, want hy laat hom net vinnig makliker en beter vastplak. Maar die double-sided tape kan ook baie lekker vol geite wees, en dan dink jy trek die topie af, en trek jy eintlik die hele gom af. So, hy is wat hulle sê in Engels, a fiddly business. Daar kom hy. Ekskuus. Enetjie is nou daar af. Nou gaan ek hierdie enetjie so krap, hoplik kom hy ook gemaklik af, sonder om die hele ding af te trek, daar sy. Die gom, ekskuus as ek uitsig uitgaan, maar soms ek nou probeer om die gom vast te plak. Ek werk maar nog eers hier uit my eetkamer, braaikamer. Dit is so, verskoon my maar, ek het nog nie 'n studio nie. Ek werk nou maar of hierdie kant, of ek werk uit my soos ek sê, my craft room. Ek het so 'n kamertjie waar ek al my goedes bære, en ek maak gewoonlik my albums daar as ek daar so sit. Maar daar is nie baie spasie vir my om 'n mooi video te maak nie. Ek dink vat nou 'n bietjie langer as wat ek gehoop het, maar ek vertrou dat dit interessant genoeg is om te wil kyk tot op die einde, en dat ek julle nie hier halfpad verloor nie. En ek verkies om my video's in Afrikaans te doen, want alles is deesdae Engels. Van ons is toch Afrikaans sprekend, en daar word so min vir ons as Afrikaans sprekendes gedoen, dat ek net gevoel het ek wil hierdie my video's in Afrikaans doen, in my eie taal. Maar ek is seker YouTube kan die mense wat Engels verstaan help met Engels, om het te vertaal. Ekskuus het ek hom nou so skit, maar die gom is 'n bietjie stuurs, beklei my 'n bietjie. Kijk, met ons die ene klaar, hier vanaf poort het nou vinnig te gaan, want ek gaan die tweede ene nou ook so maar doen. So kyk hoe lyk hierdie een, pragtig, en hom kom nou hierbo op, maar voor ek hom opsit, dink ek gaan ek nou eers die agterkant opsit, want as ek dit nou nie doen nie, dan gaan hy nou nie lekker uitwerk. So die agterkant is basies net 'n lappie wat ek hier gaan vassit, om hom mooi in plek te hou, en om seker te maak ek, soos die bladsye moet nou eers, moet hom nou so mooi vashou hier, so dat ek die gom kan opsit. Ekskuus, ek wil sien dit nou, ekskuus. Die gom so opsit hier, so die gom daar so sit, en dan mooi in die middel sit, en dan probeer in die middel sit. Hierdie kant, ekskuus my kop, daai kant, en dan oorbring hierdie kant toe, en vastplak, sit hom mooi vast daar, en dan hierdie kant ook vastsit, met die gom, sy, so vastsit, ek het sommer net so 'n stukkie ongebleikte linne gevat, en om die agterkant nie te maak, om die hinge te maak, want ek seker nou later, as ek myself ken, sal ek hom nou later gaan verf met iets, met waterverf, of met lapverf, dat hy kan mooi wees. Hier is nou 'n bietjie los, 'n bietjie meer gom daar sit, dat hom kan mooi vastplak, die kant, sy, dan omdraai, dieselfde doen, hierdie kant, so ekstra gom ingooi vir die agterkant, dit lyk my die lekker baie gom daar nie, dan net hier vastsit, lekker baie gom opsit, dan kan al dit hier afgevee word, kijk, mooi vasttrek, dat hy vastsit, kijk, nou het ons hierdie kant klaar, hy kan ons so daar vastsit, dan, ek sal nou net die ander vastplak, dan vat ons nou hierdie gedeelte, en ons smeer gom aan die hele ding,
gom aan hom, so, sit so gom aan hom, baie gom ook, eintlik sal 'n verfkwas beter gewerk het, want dan kan ek die goed mooi stewig kry waar ek het wil hê. Ek dink dit gaan werk, beter werk. Ons het nog 'n bietjie gom hier onderin ook. Sy. Okay. Gom. Baie gom. Okay. Ek dink ek behoort te hou nou. Hoe sal hy hou? Op die agterkant moet ook baie gom kom. So lê jy daar op. Daar is hy. Nou vat ek hierdie kant. Draai met dit mooi sien. Ek kan mooi oplyn. En dan sit ek hom mooi so vas. Sy mooi opgelyn. Sit ek hom so vas. Kyk of hy mooi in die middel is. Pas mooi so ver. Hierna word hy natuurlik nog onder swaar boeke gesit, want dat ek kan stewig inpas. Skerp is bietjie stomp. Skerp is bietjie stomp. Nou maar so ver. Okay, daar is ons die voorkant van die boek. Dus kyk hoe lekker binne. Het glad nie sleg uitgekom. Hy het glad nie sleg uitgekom. Daar is so lekker mooi, soos mooi groot skilderij maak. So nou moet ons net gou vinnig die agterkant ook plak. Ek het sommer besluit om, ek gaan koffie daai pyper gebruik. Ek kleur so die met die papier met koffie, en dan sit ek hierdie selfde maatjies hierbo op, en dan raak hy droog, en dan vat hy so, dan kom hierdie merke op hom uit, soos jy het wil probeer eendag, maak net sterk swart koffie, dan druk jy hierdie dingetjie daar, druk jy op papier in, dat hy bietjie week, en dan haal jy hom uit, en dan sit jy om bo op sulke papier, dat so hierdie plastiek kleed, dat hy droog word, dan kom die papier so, die patrone so mooi duidelik uit. En ek wil nou hierdie, die donkerste een wil ek bo hê, ek dink dis ja, so ek gaan hierdie ene nou so vastplak, soos wat ek doen met die eerste ene, en ons advertering ons nou nie vir 'n maatskappy nie, dis hoekom ek nou nie vir die, jy kan enige weggooi karton vat, soos dit is nou my kleindogter se doekeboks, wat ek sommer hier weet gekry het, en opgesny het, een van my kleindogters sinne, so 2 pragtige kleintjies, en nou gebruik ek dit sommer as 'n agterblad vir my boek, en ek dink dit sal goed uitwerk so, mooi ekskuus as ek nou hierdie ding opgelig het, ek moet plak het, en so lyk hy, ons leer ons nog maar, om video's te maak, soos hulle die Engelse sê, bear with me, so ek hoop julle leer vandag iets by my, dit nie 'n lang, vervelige, praterige video is, wat niks vir julle wys nie, dan sit ons maar weer 'n bietjie van hierdie bakleigom hier so in, dit werk toch lekker, en hy maak dat ek daar my goedjies kan mooi doen, ekskuus die skerp lyk, maar dit is sommer 'n ou skerp wat hier rond is, as hy eintlik my kuns of my craft skerpie. Ek het sommer die naaste die beste begryp nou. Ek moet so 2 rytjies opsit daar so. So 'n tweede rytjie. So leer ons mos maar almal nie. Eers die ene is 'n probleembaba. Of nie eintlik die babas is die probleme nie. As ons nou reg na hulle kyk, dan is hulle nie 'n probleem nie. Okay, nou hierdie enetjie maak so. En hierdie is baie terapeuties, so help my so 'n bietjie ontspan. Dis ook my manier om te ontspan en net rustig te wees. My hande kan nie stil sit nie, ek moet iets doen altyd. So ek is gedurig op soek na iets, probeer iets doen en ja, hoe sê die Bybel? Probeer alles en behou die goeie. So ek probeer dit nou alle goedjies doen en ook so dieselfde tyd my brein fiks te hou. Dat die brein daarom nou nie ook aftree saam met my nie, maar dat my brein kan nou werk. Elke dag, elke oomblik. So ja, dit is nou my tekenboek, maar ek wou op plat lê
tekenboek hê, dat ek kan, as ek 'n landskap skilder, dat ek dit kan reg oor doen, en nie nodig het om nou bekommerd te raak oor die vou wat of die papier, wat die gare wat nou in die middel gaan wees nie, want dit is nou sommer mooi klaar plat lê, en ja, dan werk dit nie so mooi uit. Kijk, ekskuus, as ons weer terug in die skerm in. Skoon mis ek so nou en dan uit skerm uitgaan. My spasie is maar 'n bietjie knap. Ek weet, ek gebruik dit nou elke keer, ekskuus. Weer 'n keer ek, ekskuus. Ja, hier was ons nou met daai ene. En dis nou die boek is amper klaar. En soos julle sien, ek hou van vinnig werk, en wacht, kom ons doen maar die kant eers. Kom ons doen maar die kant reg, en netjies is. En al is dit thuis gemaak, dan wil ons nog steeds sê, dit moet netjies wees. Ek het daarom kan, in die openbaar ook met hom kan gaan sit en skilder, vir alles, 'n mens, wat noem hulle dit, buitelug skilderye doen, dan kan jy dit daar doen. So, en ja, ek het nou klaar mos net met die enetjie afgetrek, so trek ek gou die ander enetjie ook af. As hy nog net wil kom neem, dan sal dit 'n goeie ding wees. So nie die hele dag te sit en sukkel met hom nie. Kom nou, daar is sy. Weer is vandag heerlik hier by ons, is lekker sonnig buitekant. Is nog koud, maar nie vriesend nie. So dit maak dit daarom gemaklik om so buitekant ook te gaan, die swembad te gaan sit en te ontspan. Miskien begin skilder, my agtertuin is 'n plantjie skilder. Ek is daarom geseën met 'n mooi tuin ook, so soms dink 'n mens jy moet uitgaan in die veld, en dan jy eintlik jou mooi goed net hier by jou. Ek beklei hierdie papiertjie nou vir my, kom nou, daar is hy. Right, dit is amper klaar, amper op die einde, nog net gou hierdie enetjie doen, mooi invou, so, maak en dan invou. Ek so ek hoop een van julle probeer nou ook hierdie boek maak. Ek moet net seker maak, dit is die voorkant, en dan ek kom nie agterste voor ompak, aangesien hierdie maak nie eintlik saakie, want hy is elkant selfkant. So hier gaan ons nou met hierdie gom weer 'n lekker dik laag gom sit in die boekie los. Kom nie, skies toch. Lekker dik laagie gom hier onderin ook nog sit. My twee hande. Lekker gom smeer. Baie of nie vir al hier op die laag gedeelte. Sy laag gedeelte en hier oral. Sy kan lekker vastpak en nie oor 'n maand of 2 loskom nie. Dit wil ons nou ook nie. Daar is sy. Ek dink dit is nog genoeg gom. Daar is sy. Nou vat ek hierdie gedeeltetjie en ek sit hom op. En ek kyk dat hy mooi ooreenkom met die ander ene. Dat hy mooi ooreenkom met die agterste. Die lyn is met die voorkant pas. Dit is vry voor pas. Okay, dit is die agterkant. Seker maak jy sit my vasstel. So dit is die agterkant van die boek. Dit is die voorkant. En dan is dit ons bladsye. Nou is dit lekker stewige dik bladsye. En die ink sal ook nie deurkom as jy nou met 'n merker op hom skryf nie, of 'n koutjie of watter jy nou ook al gebruik, of 'n kwaas of iets so. Daar is my boek. Dit is 'n mooi dik bladsye. En dan noem dit 'n platlyende boek. So vir mooi landskappe. Hier is so 'n bietjie los vir hier, want ek kom nog 'n bietjie
bietjie gom. Oef, dit is maar baie los. Ek sit nog extra gom hierin. Extra gompies. Daar is hy. Nou, soos ek gesê het, nou moet ek gou hardboeke haal om op te sit. En dan sit ek nou hierdie boeke bo en ek los dit nou so tot môreoggend om seker te maak hy echt mooi en stewig. Maar baie dankie dat julle gekyk het en baie dankie vir julle tyd en as jy dit van gehou het en nog sulke projektetjies wil sien, subscribe en like en deel ook met julle maatjies. Baie dankie en God bless.